Baie welkom by die luistermeditasies vir Koninkrykstyd. Vandag is Dinsdag, 14 Oktober, en die skrifgedeelte waarby ons stil staan is 2 Timoteus 2, vers 8 tot 14 in die 1983 vertaling. Ek nooi jou uit om vir hierdie oomblik weer opnuut stil te word. Voel hoe jou voete op die grond rus en hoe jou asem stadig in en uit beweeg. As oefening in stil word, nooi ek jou uit om te dink aan die mense wat jou geloof gevorm het. Die stories, die liedere, die tekens van hoop wat jou help om te onthou aan wie jy behoort. Bring daardie herinneringe in hierdie oomblik voor God. Die gedig Moderne Psalm van Sandra Bezuidenhout word ook woorde wat ons vandag bid. Here, ek dra u woorde soos eindmerke op my liggaam, waar ek ook gaan, in die supermark, in die vliegtuig, in my kantoor. Ek bid tot u as ek in my motor ry, want u is daar, u troos my. Ek roep u naam in die operasiekamer en waar ek kinders baar. Geen medisyne of kliniek of mammogram kan my van u skei nie. Geen wêreld van beelde, woorde, geen daggedruis verdring u blik en hand nie. Met my geliefdes eer ek u. Ons bid u seën, u naam oor alles af. Here, u is vir my naby. Amen. Tweede Timoteus 2 vers 8. Onthou altyd dat Jesus Christus, 'n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. Vir hierdie evangelie ly ek verdrukking, selfs in boeye soos 'n misdadiger, maar die woord van God kan nie geboei word nie. Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat hulle ook die verlossing, wat daar in Christus Jesus is, en die ewige heerlikheid kan ontvang. Dit is 'n betroubare woord. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Hou aan om die gelowiges aan hierdie dinge te herinner en vermaan hulle ernstig voor God om op te hou stry oor woorde. Dit het geen nut nie en is net skadelik vir die hoorders. Onthou Jesus Christus, skryf Paulus, wat uit die dood opgewek is. Hy skryf uit 'n plek van beperking, kettinge om sy hande, maar sy hart is nog vry. Hy weet dat die woord van God nie vasgebind kan word nie. Hy roep Timoteus en ons om vas te bly staan, om te ly saam met Christus, om te hoop saam met hom, om te weet dat selfs wanneer ons ontrou is, God getrou bly, want God kan homself nie verloon nie. En dan kom die sagte waarskuwing, moenie stry oor woorde wat niks beteken nie, dit bring net verwarring. Paulus herinner ons dat geloof nie 'n debat is om te wen nie, maar 'n lewe om te leef. Dat ons geroep word om deur ons lewe, ons werk en ons woorde die waarheid van God se genade te wys. Nie deur te argumenteer nie, maar deur ander te dien. Ek wil jou uitnooi om na te dink oor die herinneringe of mense wat jou help om Jesus Christus te onthou. Wat is die dinge
wat jou hier aan laat vashou, aan Christus laat vashou. Dink daaroor na en bring dit voor die Here in gebed. Waarin ervaar jy tans beperking of swaar kry? Wat is die dinge wat jou vasgebind laat voel? En wanneer jy daaroor nadink en dit voor die Here bring, wil ek jou uitnooi om ook te draai na dit wat jou hoop bring. Waar word jy dalk te midde hiervan uitgenooi om vas te hou aan hoop? Bring ook dit alles in gebed voor die Here. Ek nooi jou uit om ook te dink aan die res van hierdie dag. Waar word jy uitgenooi om iets van God se waarheid en opstandingswaarheid te getuig? Nie net met woorde nie, maar veral dalk met jou lewe en met jou dade. Dink bidend hieroor na. Kom ons bid saam. Getroue Here, leer my om te onthou wanneer ek vergeet, om vas te hou wanneer ek moeg is, om sag te wees wanneer ek wil stry. Bind my aan die woord wat nie gebind kan word nie, en laat my lewe iets vertel van u getrouheid wat nooit faal nie. Amen.